Kom ons word stil. Ek lees vir julle Psalm 113. Die opskrif is Prys die Here. Vanoggend gaan julle hoor word die Here geprys in hierdie samekoms. Prys dienaars van die Here. Prys die naam van die Here. Die naam van die Here moet geloof word, nou en vir altyd. Van waar die son opkom tot waar dit ondergaan, moet die naam van die Here geprys word. Hoog bo al die nasies heers die Here. Sy mag strek selfs oor die hemele. Wie in die hemel of op aarde is soos die Here ons God, wat hoog woon en hieronder alles sien. Broers en susters, ek groet in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Ons luister na 2 liedere van die koor en dan gaan ons gemeente sang doen. Dankie.
Kom ons staan, ons sing ons almal hierdie mooi lied saam. God and God alone, U is God alleen. To
Kom ons bid saam. Wonderlike Here, ons woorde is min as ons U besing, want U is God en U is God alleen. Here, wat 'n voorreg om vandag dit weer te kan besef en hier saam te kan wees en U naam te kan aanbid en uit U woord uit te kan lees. Here, ek kom bid dat U ook U woord vir ons sal oopbreek vanoggend, dat ons ook sal hoor wat U vir ons wil sê. Kom Here en praat met ons, want ons as die kinders wil graag luister. Amen. Dis my voorreg om vanoggend die woord te bedien en ons gaan saam lees uit Johannes 17. Ons is op die oomblik besig met 'n kort reeks wat eintlik vandag klaarmaak oor gesprekke wat met Jesus, wat ons begin het by Johannes 14 en so deur die hoofstukke gelees het saam, en ons is dan vanoggend by Johannes 17. Net so 'n bietjie agtergrond is dat vanaf Johannes 13 waar Jesus sy disippels se voete was, tot gaan hy oor in 'n gesprek wat hy met sy disippels het van hoofstuk 14 tot 17. En staan dit eintlik dan bekend as die bofortrek gesprekke wat Jesus met sy disippels het. En daar het 'n klomp dinge gebeur wat ons die afgelope paar weke bietjie by stil gestaan het. En dan lees ons dan nou saam wat Jesus dan vir sy disippels dan ook sê en doen hier in Johannes 17, en op die skerm is die woorde wat jy welkom is om saam te volg. Nadat Jesus het gesê het hy na die hemel toe opgekyk en gesê, Vader, die tyd het gekom, verheerlik U Seun sodat die Seun U kan verheerlik. U het hom immers die volmag oor die hele mensdom gegee om almal wat U hom gegee het, die ewige lewe te gee. En dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enigste ware God en Jesus Christus wat deur U gestuur is. Ek het U op die aarde verheerlik deur die werk te volbring wat U my gegee het om te doen. Verheerlik U my nou ook by U Vader met die heerlikheid wat ek by U gehad het voordat die wêreld bestaan het. Ek het U naam bekend gemaak aan die mense wat U my uit die wêreld gegee het. Hulle het aan U behoort en U het hulle aan my gegee en hulle het U woord ter harte geneem. Nou weet hulle dat alles wat U my gegee het van U kom, want die woorde wat U my gegee het, het ek aan hulle gegee. Hulle het dit aangeneem en tot die oortuiging gekom dat ek waarlik van U gekom het, en hulle het dit geglo dat U my gestuur het. Ek bid vir hulle. Ek bid nie vir die wêreld nie, maar vir die wat U my gegee het, omdat hulle aan U behoort. Almal wat aan my behoort, behoort aan U, en wie aan U behoort, behoort aan my, en ek word deur hulle verheerlik. Ek bly nie langer in die wêreld nie, maar hulle bly nog in die wêreld. Ek kom na U toe. Heilige Vader, bewaar hulle in die naam wat U my gegee het, sodat hulle net soos ons een kan wees. Toe ek by hulle was, het ek hulle in U naam bewaar, die naam wat U my gegee het. Ek het hulle beskerm en nie een van hulle het verlore gegaan nie, behalwe die een wat verlore moet gaan, sodat die skrif vervul kon word. Maar nou kom ek na U toe, en ek sê dit terwyl ek nog in die wêreld is, sodat hulle my blydskap in al sy volheid in hulle kan hê. Ek het die woord aan hulle gegee en die wêreld haat hulle, omdat hulle nie tot die wêreld behoort nie, net soos ek ook nie tot die wêreld behoort nie. Ek bid nie dat U hulle uit die wêreld moet wegneem nie, maar dat U hulle van die bose moet bewaar. Hulle behoort nie tot die wêreld nie, net soos ek ook nie tot die wêreld behoort nie. Laat hulle aan U toegewy wees deur die waarheid. U woord is die waarheid. Soos U my na die wêreld toe gestuur het, het ek ook hulle ook na die wêreld toe gestuur. En terwille van hulle wy ek my aan U toe, sodat hulle ook deur die waarheid aan U toegewy kan wees. Ek bid egter nie net vir hulle nie, maar ek bid ook vir die wat deur hulle woorde tot geloof in my sal kom. Ek bid dat hulle almal een mag wees, net soos U Vader in my is en ek in U, dat hulle ook in ons mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U my gestuur het. Die heerlikheid wat U my gegee het, het ek ook aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Ek in hulle en U in my, sodat hulle volkome een kan wees, sodat die wêreld kan weet dat U my gestuur het en my hulle liefhet, net soos U my liefhet. Vader, ek wil graag hê dat waar ek is, hulle wat
U my gegee het, ook by my moet wees, sodat hulle my heerlikheid kan sien, die heerlikheid wat U my gegee het, omdat U my al voor die skepping van die wêreld liefgehad het. Regverdige Vader, die wêreld ken U nie, maar ek ken U, en hulle hier weet dat U my gestuur het. Ek het U naam aan hulle bekend gemaak, en ek sal dit verder bekend maak, sodat die liefde wat U aan my bewys het, in hulle kan wees, en ek ook in hulle. Tot sover die gedeelte. Daar's 'n rede hoekom ek die hele hoofstuk gelees het, want dit is 'n hele gebed wat Jesus nogal bid. En voordat ek by Jesus se gebed kom, wil ek jou graag vra, hoe dink jy oor gebed? Want ek kom agter dat gebed baie keer is dat ons weet daarvan, maar ons doen dit nie baie nie. En as ons dit doen, doen ons dit net in nood. En ek dink amper baie keer is gebed soos ChatGPT. Jy gebruik dit net as jy in die moeilikheid is. Om 'n taak gou klaar te maak, en dan, as jy die taak gedoen het, nou kry jy nou deesdae sagteware wat jy ook, nadat jy die taak van ChatGPT gekry het, kan jy vir hom sê, maak dit dat hulle nie kan sien jy ChatGPT gebruik nie. Net so, nou baie keer maak ons met gebed ook so, ons wil baie keer met permissie gesê onder 'n skuilnaam bid. Want ons glo nie regtig in gebed nie. Ons sê ons glo en ons doen dit, maar ons doen dit ook nie regtig nie. En dan dink ons ook dat ons gebede nie noodwendig so goed gaan wees nie, dat iemand anders vir ons moet bid. En ek sê teen dit dat ons vir mekaar moet bid nie, maar partykeer is dit so dat ons nie altyd in gebed glo nie. Wat vir my treffend is wat hier gebeur, wat Jesus kom doen is, hy het nou net beleef dat Judas hom verraai het. Hy weet dat Petrus hom gaan verloon, hy het dit net van tevore gesê. Hy besef die disippels is hartseer, hulle weet nie wat vorentoe gaan gebeur nie. En hy kon waarskynlik baie kwaad gewees en gesê, kom, kan julle nie besef waaroor dit gaan nie? En tog kies Jesus om eerder te bid. En dan bid hy vir sy disippels. In die begin, eerste paar verse bid hy en hy sê vir die Here, vir die Vader, dankie dat hy kon kom en sy werk kom doen. En hy doen dit daar, wat hy sê, dankie dat U my gestuur het en dankie dat die mense kan besef dat ek die een is wat U gestuur het en dat hulle U kon leer ken. Maar waar ek graag vanoggend bietjie by wil stil staan, is vers 9 waar daar staan, ek bid vir hulle. Ek bid nie vir die wêreld nie, maar vir die wat U my gegee het, omdat hulle aan U behoort. Dink vir 'n oomblik daaraan dat Jesus vir jou bid. Dis nie dat jy vir Jesus bid nie, maar dat Jesus vir jou bid. Want Jesus is besig met sy disippels te bid en hy sê vir die Vader, Vader, ek bid vir hierdie disippels. Ek bid vir hierdie mense vir wie U hulle vir my gegee het. En dan vra hy 'n paar goed waarvoor hy bid. Hy vra dat die Here hulle sal bewaar. Ons sien dit hier in vers 11, Heilige Vader, bewaar hulle in die naam. En dan vra hy ook hier in vers 13, dat hy bid vir blydskap. Mag die mense vreugde beleef, nie in Engels happy nie, maar joy. Dat hulle vreugde sal beleef, dat mense sal sien dat hulle Jesus se volgelinge is. Nog iets waarvoor hy bid, is vers 15, dat hulle van die bose bewaar sal word. En dan ook in vers 17, dat hulle toegewys sal wees in die waarheid. En dan, die laaste ding waarvoor Jesus ook in vers 20 bid, is dat hulle een mag wees. En dat hulle toegewyd sal leef, wat die Here ook van hulle vra. En dan, laastens sê hy ook dat hulle liefde bekend sal word aan die wêreld om hulle. Nou vir 'n oomblik wil ek hê dat jy ook besef dat jou gebed het 'n impak. En net soos wat Jesus vir jou bid, kan jy ook
bid vir die mense om jou, want wat ek hier sien wat Jesus bid, is hy bid uit 'n verhouding met die Vader, uit 'n intimiteit met die Vader, kan hy dan ook bid vir die mense om hom, en vir sy disippels bid. En as ons dan vandag dit ook op ons van toepassing maak, om te dink, dat Jesus ook vir ons bid. En ek wonder, hoe sou dit lyk, as jy vir Jesus sou vra om vir jou te bid? Hoe sou jou lysie lyk, as jy vir Jesus sou bid, en vra dat hy vir jou bid? Want Jesus bid vir bewaring, en bewaring van die bose. Hy bid vir blydskap, vir vreugde. Hy bid ook dat ons getrou sal bly, dat ons die regte ding sal doen, en dat ons ook daardeur mense sal aanmoedig ook om Jesus te volg. Maar meer nog, bid hy ook dat hulle een sal wees. Bid hy vir eenheid. Hy bid nie vir eenersheid nie, hy bid vir eenheid. En wat ek nogal eintlik in my nadenke hieroor besef is, hoe nodig het ons nie hierdie gebed vandag nie? Dat ons getrou sal wees, dat ons sal doen wat die Here van ons vra, en dat ons in eenheid sal leef. Een van die kommentare sê nogal, hierdie is uit en uit oor verhoudings, wat hy hierso praat, wat Jesus sê, in verhouding met die Vader, en verhouding met sy disippels, en dat ons daarby kan leer, hoe lyk ons verhouding met God, en mense om ons. En doen ons genoeg moeite, met ons verhoudings om ons. 'n klompie jare terug, het Malcolm Gladwell, in sy boek Outliers, vertel hy hierdie gebeure van navorsing, wat hulle agtergekom het, van in 'n Amerikaanse dorpie met die naam Roseto, was daar 'n klomp mense wat verskriklik oud geword het. En dit is 'n klomp Italiaanse immigrante wat Amerika toe is, en hulle probeer sê, hoe is dit moontlik dat hierdie mense dan so oud word? En hulle het hier in die 60er jare het hulle 'n klomp navorsing daaroor gedoen, en gesê, is dit dalk hulle dieet? Is dit dalk hulle gene? Wat kan dit wees? En toe hulle nou 'n bietjie navorsing doen, kom hulle agter nie, dit gaan glad oor wat hulle eet nie. Inteendeel, hulle eet baie meer ongesond as die tipiese Amerikaner van daardie tyd. Maar wat hulle wel toe sê, wat hierdie mense so oud laat word, is hulle gemeenskap. Hulle leef in vrede met mekaar. En daarom is dit so dat mense langer leef. En ek wonder of dit nie ook vandag vir ons so van toepassing is nie. En ek dink dit net al daar ver nie, ek dink is in huise, in verhoudings. Ons naby verhoudings, ons vriendskappe, dat ons moeite sal doen met verhoudings om so ook langer te kan leef. Nie net dit doen verhoudings om net langer te kan leef nie, maar die vrede wat mens beleef, die vreugde wat mens beleef, om in goeie verhouding te kan leef. En as Jesus dit dan bid, dan sê hy, Vader, mag mense een word en een wees soos wat ek en u een is. En dit is hierdie geweldige aanmoediging wat Jesus dan bring en ook kan bid. Ek wil jou nooi om hierdie week bietjie moeite te doen met jou gebede, as jy bid. Om vir 'n oomblik, as jy stil word, te gaan dink, wat Jesus vir jou voor kan bid. En dit vir hom te sê. Ons moet nie die verskoning gebruik om nie te bid, om te sê, ja, maar die Here weet in elk geval alles nie. Partykeer moet ons dit ook erken, en dit neersit voor die Here. As dit is dat jou gedagtes vinnig rondspring, skryf dit neer. Maar doen moeite om jou gebede vir die Here te gee. En dink daaroor, wat beteken dit as Jesus vir jou sê, ek bid vir jou bewaring. Ek bid vir jou vir blydskap.
dat jy die lewe met vreugde sal sien. Ek bid vir jou dat jy van die bose bewaar sal word. Dit herinner nogal aan die Onse Vader, wat Jesus ook sê, lei ons nie in die versoeking, maar los ons van die bose. Wat beteken dit dat Jesus ook vir jou bid, dat jy toegewyd sal wees, dat jy sal doen wat jy moet doen, dat jy in waarheid sal leef, en dat jy moeite sal doen met verhoudings, om in vrede te leef. Daardie moeilike verhouding wat jy heeltyd uitstel, of daai oproep wat jy uitstel, doen maar moeite om met iemand in verhouding te gaan. En 'n WhatsApp doen dit nie heeltemal nie. Dalk is ek ou skool, maar kyk iemand maar in die oë en praat, want dit is soveel keer dat 'n boodskap net eintlik, soos die Engelse sê, lost in translation. Jy dink wat jy gesê het, maar wat die persoon gehoor het, kon jy nie sien nie. Maar doen moeite ook daarmee. En op die ouende as Jesus ook bid vir eenheid, dan sê hy bid vir ons sodat die wêreld kan sien dat ons op 'n ander manier leef. En dit het ons wêreld so nodig, dat ons anders sal leef en dat hulle kan sien hoekom ons die Here dien. En mag jy hierdie week ook dit so beleef, dat die Here vir jou bid, dat hy as ware intree vir jou, want herinner Johannes ons ook, ons is nie alleen nie. Die vorige hoofstuk 16, sê Jesus, onthou julle is nie alleen nie, ek gaan vir julle 'n voorspraak stuur, ek gaan vir julle die parakleet stuur, om julle by te staan, om vir julle woorde te gee. Want op verskeie plekke in die Bybel word Jesus juis ook deur die Gees beskryf as iemand wat vir ons bid en ons bystaan. So ons hoef dit nie alleen te doen nie. Maar mag jy in hierdie tyd beleef dat God deur sy Gees ook by ons is en woorde vir ons gee, sodat ons kan bid, terwyl Jesus by die Vader vir elkeen van ons bid. Amen. Kom ons bid saam. Wonderlike Here, dankie dat U vir ons bid. Jesus, U wat aan die regterhand van God sit, wat vir ons intree en vir ons bid, dankie. Dankie dat ons kan weet dat U vir ons bewaring bid, dat U vir ons blydskap bid, dat U vir ons bid vir bewaring van die bose, en dat U bid dat ons getrou sal wees, en dat U bid dat ons in ons verhouding sal groei. Here, dankie dat ons dit kan weet vandag, dankie dat ons kan weet ons is nie alleen nie. En Here, mag ons ook, terwyl ons die pad saam met U stap, weet U is by ons. Amen. In antwoord nou ook op die preek gaan die koor weer vir ons 2 liedere sing.
Baie dankie. Ons het ook as deel van ons erediens ook huisgeloof en ek wil graag vir ons huisgeloof jou net so manier gee dalk 'n bietjie vir ons kinders ook om as ons bid en dalk baie keer selfs ons baie keer met ons kinders momente verstaan ons groot mense aan die preek beter, maar ek wil graag vir jou 'n voorbeeld gee van hoe jy kan bid om deur net jou hand te gebruik. Die eerste is om jou duim te gebruik wat hier naaste aan jou is as jy bid, is vir die mense naby aan jou, jou huismense, jou familie en vriende vir wie jy kan bid. Dan jou wysvinger is vir almal wat jou iets leer. Jou onderwysers, dalk mense wat in posisies is wat by wie jy goed kan leer. En dan die derde middelvinger, die langste vinger, wat dan ook kan wees vir leiers, vir mense wat bokant jou is, ook vir ons regering en almal vir wie ons kan bid, wat in leiersposisies is, vir wie ons kan bid. Ringvinger is ook vir wat ons kan herinner om te bid vir mense wat swaar kry, wat behoeftig is of wat siek is of so 'n ringvinger. En dan 'n pinkie is daar die kleinste van ons hande, is ook ons eie behoeftes waarvoor ons dan ook kan bid. So as jy na jou hand kyk, kan jy weer aan die 5 momente dink. As jy wonder wat om te bid en hoe om te bid, kan jy dalk net na jou hand ook kyk as 'n stukkie vir ons huisgeloof. Ons het nou geleentheid ook om die Here te dien met ons dankoffers en soos ons gewoond is, wil ek graag vra 'n paar van ons volwasse vrywilligers om te help en die kinders kan help as hulle net saam met die volwassene ook help met die dankoffer. Baie dankie. Here, dankie dat ons ook op hierdie manier vir U ook kan dankie sê, ook dat U vir ons sorg en dat ons ook dit wat ons gee aan U kan opdra en vra dat U dit ook sal gebruik tot uitbreiding van U koninkryk. Dankie dat ons weet dat U altyd daar is vir ons, dat U getrou is en dat U ook hierdie sal gebruik tot eer van U naam. Amen. Ons gaan nou ons laaste gedeelte van die erediens doen. Die koor gaan vir ons voor met 'n lied en daarna gaan ons as gemeente dan ook 'n slotlied dan ook daarna sing. So oor na julle, baie dankie.
Kom ons staan vir ons laaste loflied. Is die lig wat deur die donker skyn. U is die een wat duister laat verdwyn. Skyn in ons harte, dryf die donker uit. Skyn in ons lewens tot in ewigheid. Jesus Christus, ons koning, ons buig voor U neer, buig voor U neer. Jesus Christus, ons koning, ons bring na U neer. U is oorwinnaar en die dood verslaan. U het ons koning uit die graf gegaan. Breek nou die bande, gooi die boeie neer. Ons is oorwinnaar saam met U, ons Heer. Jesus Christus, ons koning, ons buig voor U neer, buig voor U neer. Jesus Christus, ons koning, ons bring na U neer. U is die heilige God met ons die bruid. Voordat ek vir ons ook die seën net uitspreek, wil ek graag nogmaals vir die Affiekoor baie dankie sê dat julle vanoggend hier saam by ons gekuier het, ook aan al die ouers wat dit ook moontlik gemaak het en saam met ons doen. Dit was regtig vir ons 'n voorreg om julle by ons te gehad het. Baie dankie. Kom ons gee vir hulle nog 'n hande klap. Jy is welkom jou hande ook voor jou uit te hou, dat ek ook vir ons die seën uitspreek. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die teenwoordigheid van sy Heilige Gees met ons elkeen wees en bly. Amen.